Goeiedag julle en hartlik welkom by ons begeleide gebed vir vandag. Ek wil jou vra om te konsentreer op die teks wat ek nou vir jou gaan lees, hier in Psalm 16 vers 11. Onthou, hierdie is nie 'n preek nie, hierdie is vir my en jou die geleentheid om die woord van die Here in te neem in ons harte, toe te laat dat hy met ons praat, en dan daarop te reageer in gebed. En dis hoekom ek hier is, ek is slegs 'n gids wat jou wil bystaan om dit te beleef en te ervaar in jou stilte oomblik vandag. Kom ons lees saam Psalm 16 vers 11 en vra die Here dat hy indrukke in jou hart plaas terwyl jy luister na hierdie gedeelte. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Oorvloedige vreugde is in u teenwoordigheid. Lieflikhede is in u regterhand vir altyd. Lees dit weer vir jou. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Oorvloedige vreugde is in u teenwoordigheid. Lieflikhede is in u regterhand vir altyd. Kan ek jou vra, wat hoor jy as ek hierdie teks vir jou lees? Wat voel jy? Wat staan vir jou uit? Kan jy hoor hoe die Here jou uitnooi om sy hand te vat? En miskien het jy leiding nodig vandag. Die Here sê hy wil die pad van die lewe aan jou bekend maak. Jy beleef dalk tans die teenoorgestelde van lewe. Ek wil jou aanmoedig, vat sy hand. Miskien wil jy jou een hand in jou ander hand sit as 'n simboliek dat jy oop is en dat jy sy uitnodiging aanvaar. Hy sê ook dat oorvloedige vreugde is in sy teenwoordigheid. Here, maak my bewus van u teenwoordigheid. Maak my bewus dat u nou hier by my is. Here, dat u so belangstel in my lewe. Here, dankie dat ek met vrede en met vreugde kan leef, met die wete dat u hou my vas. Ek is veilig en u spreek lewe oor my omstandighede. Here, ek eer u daarvoor. Hy sê ook dat lieflikhede is in u regterhand vir altyd. 'n Regterhand is 'n sterk hand, dis 'n regterhand. Dis 'n hand wat liefde gee, maar ook oordeele vel. En alles wat die Here doen is lieflik. Alles wat die Here doen is goed. Sy soewereine plan in my lewe. Here, ek wil deel wees van u soewereine plan, u idees, u maniere, u koninkryk. Here, dankie dat ek u as die prins van vrede kan ontmoet in my lewe. Daar is werklik blydskap in u teenwoordigheid, Here. En ek eer u daarvoor. Jy wil dalk net nou vir die Here dankie sê, dat hy jou uitnooi, dat hy jou deel maak, en dat hy sy teenwoordigheid op jou uitstort, en dat jy met blydskap kan leef vandag. Ek wil jou 'n geleentheid gee om op jou eie woorde, jou eie manier nou vir die Here dankie te sê. Net terwyl ons in stilte hier sit, in jou hart, sê vir die Here dankie. Here, ons sê vir U dankie. Dankie.
Here, dankie dat U ons so lief het. Dankie dat U uitreik. Dankie dat U omgee. Dankie dat U ons vergesel op hierdie ongelooflike avontuur. Ons kan dit nie sonder U doen nie. Ons eer U, Here, dat daar is soveel blydskap in U teenwoordigheid. Here, bly altyd by ons. Dankie dat U ons beloof het, U gaan ons nooit verlaat nie. Ons eer U daarvoor.